Goeienaand. Dra vrugte terwyl daar nog genadetyd is. Jesus het die volgende gelykenis vertel. Lukas 13 vers 6 tot 8. Iemand het 'n vyeboom in sy wingerd gehad. Hy het vrugte daarop gaan soek, maar niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier: "Kyk, ek kom nou al 3 jaar vrugte soek op hierdie vyeboom en kry niks nie. Kap hom uit." Maar die tuinier sê: "Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek hom opgespit en bemes het." 'n Mens plant 'n vyeboom om geen ander rede nie as om vrugte te dra. 'n Vyeboom is nie 'n mooi boom nie. 'n Vyeboom is nie 'n boom waaronder jy in die skaduwee gaan sit en kuier. Jy kan nie 'n boom se hout gebruik om meubels te maak nie. Jy kan dit nie eers gebruik om vuur mee te maak nie. 'n Vyeboom moet vrugte dra, anders het dit nie waarde nie. Jesus gebruik die vyeboom in 'n gelykenis om 'n duidelike boodskap tuis te bring. Die volk van die Here, wat in sy wingerd tussen die druiwestokke geplant is veronderstel om vrug te dra. Die tuinier het besondere moeite met die boom gedoen. Hy het vir 3 jaar persoonlike aandag gegee en angstig gaan kyk of daar vye aan die boom is. Die boom het egter geen vye gedra nie. Duidelik pas die Here die gelykenis toe op die Jode en veral die Fariseërs. Sy volk, wat hy met soveel sorg tot stand gebring en om vir hom tot seën op aarde te wees, erken Jesus nie as die Messias nie. Hulle dra ook nie vrugte wat van 'n lewende verhouding met die Here spreek nie. Die eienaar het daarom goeie reg om die vyeboom uit te haal. Dit is vir hom nutteloos. Die gelykenis van die vyeboom spreek tot ons as kinders van die Here. Ons is bevoorreg om deur Jesus Christus in die wingerd as vyeboom geplant te wees. Ons het die Heilige Gees van die Here ontvang. Die bedoeling van ons deel wees in die tuin van die Here is om vrug te dra. En hierdie vrugte is goeie dade, dade wat spreek dat ons in die seënende teenwoordigheid van die Here lewe. Vrugte, goeie dade wat getuig van die Here se teenwoordigheid in ons lewe. Vrugte wat van die Heilige Gees kom en wat in ons werk. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Net wanneer alles in die gelykenis op die noodwendige en die verwagte uithaal van die nuttelose vyeboom afstuur, gebeur daar egter iets onverwags, iets onverdiend. Die tuinier gryp in en tree as ware as middelaar op tussen die boom en sy eienaar. Hy pleit vir nog tyd waarin die boom bemes en die grond rondom hom omgespit kan word. Hy sal self dubbele sorg aan hom gee in 'n poging om hom te bring om vye te dra. Genadiglik is die Here nie. Hy is lankmoedig. Hy gee nog vrugdra tyd. En aan die regterhand van die Vader tree Jesus op grond van sy goeie dade vir ons in. Onder die besondere sorg van Jesus is daar vir ons sondaars dubbele sorg. Hy doen soveel moeite met ons. Hy bedien ons met sy woord. Hy werk deur sy Gees in ons. Hy gee medegelowiges rondom ons. Daar is vir ons nog 'n vandag om ons te bekeer. Vandag is nog 'n geleentheid om goeie werk te doen. Vandag, God se genadedag. Tog is sy genadetyd nie onbeperk nie. Die tuinier vra nog 1 jaar. As hy dan nie vrug dra nie, kan die eienaar hom uitkap. Hoe lank gaan die Here nog met ons genadig wees? Die vyeboom. Dit leer my van genadetyd en besondere sorg vir my. Dit leer my ook van 'n finale dag van die Here. Dit herinner my dat ek hier is om vrug te dra. Goeienaand.